So die interessante is dat konflik gebeur nie net nie. Gewoonlik vloei konflik van jou houding na jou verhoudings met ander. Kom ons lees Jakobus 4 vers 1 tot 3. Vir wat stry en beklei julle so? Wat is verkeerd? Is dit nie omdat elkeen altyd net aan homself dink nie? Kom dit nie van daardie gevoel dat net wat vir jou lekker of belangrik is saak maak nie? Dis maar hoe ons as mense is. Julle wil gedurig allerhande dinge hê. En as jy dit nie kry nie, is die duiwel los. Dan wil julle sommer moord pleeg. Julle gaan omtrent dood van jaloesie omdat iemand anders dit het. Op die manier kan julle dit natuurlik nie kry nie. Om te beklei en mekaar te wil vernietig, gaan julle niks in die sak bring nie. Julle het nie al daardie dinge nie, omdat julle dit op die verkeerde manier wil kry. Hoekom vra julle nie 'n slag op reg vir God nie? Julle sê dalk, ja, ons bid tog, maar God gee nie vir ons wat ons vra nie. Daar's 'n goeie rede voor. Julle motiewe is verkeerd. Julle vra die goed van God, sodat julle so stout kinders net vir julleself kan hê. Dit gaan net om julleself en om niemand anders nie. So wanneer ons oor konflik praat, help dit my baie om te sê, maar watter tipe konflik is ons mee besig? Want baie keer as ons sê konflik, dink mense onmiddellik dis persoonlikhede wat bots. Maar ons het gehoor in Jakobus, daar's innerlike konflik wat mense soms beleef. Soms is daar konflik van 'n taak of 'n proses. Ander kere is daar konflik waar daar 'n verhoudingskonflik is. En dan soms is daar konflik wat eintlik maar 'n waardeskonflik is, waar mense wat hulle glo en wat vir hulle belangrik is, teen mekaar bots. Nou as ons gaan kyk na Handelinge 15, dan is dit baie interessant dat Jakobus het gehelp met 'n groot waardekonflik wat in daardie gemeente afgespeel het. En die konflik het eintlik gegaan oor, moet ons ongelowiges besny of nie besny nie. En dis waar die gesprek gegaan het en Jakobus kom en hy sê, nee, maar dit gaan eintlik oor die evangelie. Wat is die goeie nuus hier? En in daardie opmerkings van Jakobus help hy eintlik die gemeente om te skuif van 'n taak of 'n proseskonflik, en dit is, moet ons besny, moet ons nie besny nie, na eintlik 'n waardekonflik van wat glo ons hierso? Dit gaan eintlik ten diepste oor Jesus, oor wie hy is en die goeie nuus wat hy gebring het. So die uitnodiging is om vandag te dink aan, waar is daar dalk 'n gespanne verhouding rondom jou? En dan miskien 'n paar vrae te vra vir jouself oor daardie verhouding. Vra byvoorbeeld, wat is my houding in hierdie verhouding? Wil ek net wen of wil ek hê die verhouding moet gesond wees in die konflik wat hier uitspeel? Vra ek watter tipe konflik dit is. Is dit 'n taakkonflik? Is dit 'n waardeskonflik? Is dit 'n verhoudingskonflik? En as dit 'n waardekonflik is, soos wat ons sien het in Handelinge 15, dan kan jy gerus vra, is ek met 'n kernsaak besig? Is dit in daai geval was dit die evangelie? Was ek met iets baie belangriks in die verhouding besig, wat die verhouding kan maak of breek? Of is dit dalk 'n randsaak? Wat, dit is belangrik, maar dit gaan nie die verhouding breek as ons daaroor verskil nie. En ek dink dit kan 'n mens help om dan te sê, weet wat Jakobus 1 sê, wees vinnig om te luister, probeer luister na jou eie antwoorde op hierdie vraag, wees stadig om te praat, en wees ook stadig om kwaad te word. En ek dink net hierdie oomblik om te dink oor daai verhouding, hierdie paar vrae te vra, kan jou help om met 'n beter houding in die verhouding in te beweeg. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U met ons elkeen 'n pad stap. Dankie dat U vir ons die voorreg gee van verhoudings. Geef ons die waagmoed om te kyk na watter verhoudings is daar 'n bietjie spanning, 'n bietjie ongemaklikheid. En laat ons eers by onsself begin, vir onsself 'n paar vrae vra, en dat ons met 'n ander houding dan inbeweeg in hierdie verhoudings in. Lei ons asseblief, Heilige Gees, in Jesus se naam. Amen.